staan in Efesiërs 4. Efesiërs 4, ons gaan die eerste 16 verse saam lees. En dan behandel ons ook artikel 28 van die Nederlandse geloofsbelijdenis, wat gaan oor die feit dat elkeen verplig is om homself by die ware kerk aan te sluit. Ons luister eers na wat ons bely in die Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 28, en dan lees ons die eerste 16 verse van Efesiërs 4 saam. Ons glo, aangesien hierdie heilige vergadering 'n versameling is van hulle wat verlos word, en daar buite geen saligheid is nie, dat niemand, wat sy stand of status ook al is, om in selfverhewenheid van hierdie vergadering afsydig mag hou nie. Inteendeel, almal is verplig om daarby aan te sluit en dit daarmee te verenig, om die eenheid van die kerk te bewaar, deur hulle almal, as lede van een en dieselfde liggaam, aan sy leer en tug te onderwerp, die nek onder die juk van Jesus Christus te buig, en volgens die gawes wat God aan elkeen gegee het, die broers in die opbou van hulle geloof te dien. En om dit beter te kan doen, is dit volgens die woord van God, die plig van alle gelowiges, om hulle af te skei van hulle wat nie aan die kerk behoort nie, en hulle by die vergadering aan te sluit, waar God dit ook al gevestig het. Selfs al sou regerings en wette van regerders daarteen wees, en daarvoor die dood of lyfstraf oplê. Daarom handel almal wat hulle van hierdie ware kerk afskei, of nie daarby aansluit nie, in stryd met die bevel van God. In Efesiërs 4 gaan dit oor die eenheid van die kerk. Vanaf vers 1. Ek druk julle dit op die hart, ek wat 'n gevangene is, omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is net een liggaam en net een Gees, soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee, volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Daarom sê die skrif, toe hy na die hoogte opgevaar het, het hy kruisgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee. Hierdie uitdrukking, hy het opgevaar, veronderstel tog dat hy eers neergedaal het na wat laer is, naamlik na die aarde toe. Die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het bo alle hemelruimtes uit, om alles met sy teenwoordigheid te vul. En dit is die gawes wat hy gegee het: apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie, ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer, as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalwewel wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof en uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op in liefde. Tot sover. Ons fokus op die eerste 3 verse en dan ook vers 11 en 12. En ek gaan dit weer vir ons voorhou.
Ek druk julle dit op die hart, ek wat 'n gevangene is, omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. En dit is die gawes wat hy gegee het: apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. Ek is lief vir die Here, maar ek haat die kerk. Ek is klaar met die kerk. Die kerk kan my in elk geval nie in die hemel bring nie. Het jy al hierdie argument gehoor? Mense hoor dikwels sulke stellings by mense wat hulle self Christene noem. En dan is daar gewoonlik ook 'n klomp redes wat hulle gee oor hoekom hulle tot hierdie konklusie kom. Sommiges het 'n absolute weerstand teen die struktuur en die orde wat in die kerk teenwoordig is. Ander sal dalk weer sê dat die kerk uit 'n klomp sondaar mense uit bestaan. En nou wil hulle vir my kom sê waar ek fout gaan, waar ek sondig. Kerk is vol klomp skynheilige mense. En daarom is ek klaar met die kerk. Ek's 'n Christen, maar los van die kerk. Die feit dat mense hulle van die kerk loskeer, is nie iets niets nie. Gedurende die reformatie was dit nie net die Christene wat werklik wou terugkeer na die woord, van God, wat hulle van die Romeinse kerk afgeskei het nie. Toe die reformatie op dreef was daar baie ander mense wat ook uit die Romeinse kerk pad gegee het. Maar hulle het hulle self nie by die protestantse kerke gaan voeg nie. Hulle wou Christene maar so op hulle eie wees. En waar hulle wel in groepe bymekaar gekom het, wou hulle niks daarvan weet om in 'n kerk met orde te wees nie. Hulle het gemeen dat wanneer hulle weer 'n kerk met orde organiseer, dan keer hulle terug na die Romeinse manier van doen, waarvan hulle juis ontslae wou raak. En daarom bely ons ook in die NGB artikel 28 dat niemand mag, wat sy stand of status ook al is, homself in selftevredenheid van die kerk afsydig hou. En dan bely ons ook hoekom ons so sê. Aangesien die kerk hierdie heilige vergadering, 'n versameling is van hulle wat verlos word en daar buite geen saligheid is nie. En vir die mense wat nie vrede en rus met hierdie woorde in artikel 28 kan en wil vind nie, klink dit, en so wil hulle dan ook die ware kerk beskuldig, asof die mens se saligheid van die kerk afhanklik is. Dit was die Romeinse kerk se siening. Gedurende die reformatie het die Romeinse kerk almal wat hulle van die Romeinse kerk afgeskei het, as verlore beskou, omdat daar buite die kerk geen saligheid is nie. Maar agter die Romeinse kerk se siening is die oortuiging dat die paus of die priester die kerk is. En daarom kan hulle sê waar die paus is, of waar die priester is, daar is die kerk ook. En verder was hulle daarvan oortuig dat die kerk, of die paus, of die priester dan, die genade aan die lidmate uitdeel.
So asof die paus of die priester oor die Here se genade beskikking het. En as die lidmate nie die genade uit die hand van die paus of die priester ontvang nie, dan is hulle verlore. As ons gereformeerdes bely dat daar buite die kerk geen saligheid is nie, dan bedoel ons glad nie dieselfde as die Romeinse kerk nie. Artikel 28 staan nie los van die vorige artikel nie. Wat ons hier bely hou verband met artikel 27. Dit is nie mense, of selfs nie eers die kerk, wat die grens van die kerk kan en mag bepaal nie. Jesus Christus is die grens van die kerk. Hy is immers die ingang vir sy skape. En net daar waar waarlik in Christus geglo word, is die kerk. Dit wil sê, net die mense wat hulle volle saligheid in Jesus Christus verwag, en in sy bloed gewas is, geheilig en verseël deur die Heilige Gees, is die kerk. En so vorm Jesus Christus die grense van die kerk. Maar aangesien die Here Jesus sy kerk met sy woord en gees vergader, beteken dit ook dat die grens van die kerk getrek word waar Christus as die enigste en volmaakte verlosser verkondig word. En net daar. Die mense wat dus nie waarlik in Christus glo nie, kan die kerk wees nie. En waar Christus nie as die enigste verlosser verkondig word nie, daar is daardie mense nog buite die grense van Christus se kerk. Hulle verwag nie hulle saligheid in Jesus Christus nie, want hulle hoor nie die verkondiging van Jesus Christus as die gekruisigde nie. Christus is ons enigste saligheid. Die mense wat dit nie hoor nie, en nie glo nie, deel nog nie in die saligheid nie, maar is buite die saligheid. En daarom glo en bely ons dat daar buite die kerk van die Here geen saligheid is nie. Bietjie anders as wat die Romeinse kerk geglo het. En dit is juis om hierdie rede dat ons bely dat almal verplig is om by die ware kerk aan te sluit en hulle daarmee te verenig. Dit is nie mense wat sê dat gelowiges verplig is om hulle met die kerk te verenig nie, want geen mens of geen vergadering kan 'n gelowige se gewete bind met 'n bevel nie. Dit is alleen die Here wat aan die mense bevel kan gee wat hulle moet gehoorsaam. As ons bely dat almal verplig is om hulle met die kerk te verenig, dan verwoord ons maar alleen die bevel wat Christus en sy Vader self vir ons gegee het. En ons hoor hierdie bevel juis in die brief aan die gemeente in Efese. In die eerste 3 hoofstukke van die brief aan die Efesiërs verkondig Paulus die evangelie van Jesus Christus. Daarin hoor ons hoe en dat ons deur Jesus Christus alleen verlos is. Ons is vrygekoop van die oorheersing van die Satan en ons eie sondes. Ons is verseël met die Heilige Gees as die eiendom van God die Vader, want hy het ons voor die grondlegging van die wêreld al uitverkies. En nou volg daarop die verkondiging van die evangelie se beloftes en genade, ook die eise van die evangelie. Mens kan tog nie die beloftes en die genade van die evangelie aanvaar, maar die eise van die evangelie, wat daarmee saamhang, verontagsaam nie. En wat Paulus dan hier vanaf hoofstuk 4 verder skryf, is nie maar net vir ons om van kennis te neem nie. Dit is nie net maar ietsie waarop die Heilige Gees ons aandag wil vestig nie. Hierdie laaste 3 hoofstukke is inderdaad die eise van die evangelie. Bevele wat Jesus Christus en sy Vader tot ons rig. Mens sou vers 1
van die gedeelte wat ons saam gelees het, Efesiërs 4 vers 1 nog duideliker kon uitdruk met ek vermaan julle. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God af ontvang het. Om beter te begryp wat ons in artikel 28 bely, gaan ons hoor wat die Here se bevel in verband met ons kerklike lewe is. Om die geloof in Jesus Christus in ons kerklike lewe sigbaar te maak, sê Paulus, handhaaf die eenheid wat die Heilige Gees tussen julle gesmee het. En hierdie eenheid bestaan daarin dat God alle gelowiges net op een manier vryspreek, naamlik deur middel van die geloof in Jesus Christus. Daar is immers net een verlosser, die mens Jesus Christus, die Seun van die lewende God. En daarom kan daar net een ware geloof wees. Die geloof wat die een Gees in die harte van alle gelowiges werk. Omdat God aan al sy kinders dieselfde saligheid in sy enigste Seun gee, beteken dit dat hy hulle almal in een kerk saamvoeg. Sy kinders hoort by mekaar so skape in 'n kudde by mekaar hoort, onder die beskerming van hulle goeie herder. Die eenheid is dus reeds in die kerk onder die gelowiges, want die Heilige Gees het dit tot stand gebring deur die geloof. En dis wat ons saambind, dis wat ons een maak, ons geloof in Christus. Ons moet nou net hierdie eenheid handhaaf. En dit beteken dat almal wat na die kerk kyk, wat na ons kyk, in die lewe van die kerk, moet kan sien, dat daar net een God is. Dat daar net een verlosser is, Jesus Christus. Ek wonder, wat sien mense, as hulle na die kerk kyk? Dit is wat hulle moet sien. Christus, ons verlosser. En nou wys die Heilige Gees ons ook die metode aan om die eenheid te handhaaf. Hy wys vir ons hoe ons dit kan regkry. Hy sê, handhaaf die eenheid deur in vrede met mekaar saam te lewe. Die vrede waarmee ons met mekaar moet saamlewe, is nie die soort vrede waarmee wêreldse mense te koop loop nie. Nee, Bybelse vrede beteken dat die oorsaak van onvrede weggeneem is deur Jesus Christus se offer aan die kruis. Met Christus se bloed het God vrede tot stand gebring tussen homself en ons. Die vrede waarin ons met mekaar moet saamlewe, gaan dus ook offers vereis, sodat hierdie eenheid gehandhaaf kan word. Hoe kan ons dan dit regkry om in vrede met mekaar te lewe en hierdie eenheid te handhaaf? Die Heilige Gees leer ons dit in vers 2. Wees altyd beskeie, vriendelik, geduldig en verdra mekaar in liefde. Die eerste is om beskeie of nederig te wees. Want jy sien jouself dan soos wat God jou sien. 'n sondaar, wat net deur God se genade gered is. Geen mens staan op 'n hoër trappie as 'n ander een om op hom of haar neer te sien. Maar alle gelowiges is immers deur een en dieselfde offer van Christus verlos. Christus het nie vir die een 'n bietjie meer gelei as vir die ander een nie. En omdat jy nederig is, ag jy dan ander in die kerk se belange ook altyd hoër as jou eie. As ek nie nederig is nie, as ek nie beskeie is nie, gaan ek nooit hierdie eenheid kan handhaaf nie. En dit gaan my altyd belangriker ag.
En tweedens, is jy ook vriendelik of eerder sagmoedig. Iemand wat sagmoedig is, staan nie op sy eie regte nie. Hy skouer nie sy pad oop om sy punt te stel nie. 'n sagmoedige mens onderwerp hom aan die wil en die heerskappy van sy koning, Jesus Christus. En indien sy standpunt in stryd is met die wil van God, dan sien hy van sy eie wil af en gehoorsaam hy die Here. En indien sy standpunt met die wil van God ooreenstem, dan dink hy nie dat hy beter is as ander nie. Hy bly steeds nederig. Dit is immers net deur die Heilige Gees se werking dat sy standpunt met God se wil kan ooreenstem. 'n derde offer om in vrede met mekaar saam te lewe is geduld. Iemand wat geduldig is stadig om kwaad te word. Selfs al verskil jou broer of suster se standpunt radikaal van joune. En selfs al verskil hulle standpunt totaal van die Here se wil, gaan 'n mens steeds nie kwaad word nie. Want jy is sagmoedig. En daarom gaan jy eerder weer met 'n gees van sagmoedigheid die Here se wil bekend maak, sodat hulle almal met die Here se wil sal ooreenstem. As jy so jou eie wil en jou eie begeertes offer, dan sal jy in staat wees om jou broers en susters in die geloof in liefde te verdra. Verdra beteken nie verduur nie. Verduur beteken dat ek jou nou maar uitstaan, omdat ek nie anders kan nie. Wie egter sy medegelowiges in liefde verdra, het rustigheid in sy hart. Dat al God se kinders nie eenders is nie. Maar omdat die een en dieselfde Gees in ons almal aan die werk is, met die een geloof in die Here Jesus Christus, daarom kan ons mekaar lief hê. So lief hê dat ons die eenheid wil bewaar, wat die Heilige Gees tussen ons gesmee het. Die Here verplig almal om met die kerk te verenig, sodat almal die eenheid van die kerk kan bewaar. Ons bely op grond van die Here se bevel in Efesiërs ook hoe ons dit gaan doen. Ons bely deur ons almal aan die leer en tug van die kerk te onderwerp, ons nek onder die juk van Jesus Christus te buig en ons medegelowiges op te bou in die geloof met die gawes wat God aan ons elkeen gegee het. En daarom moet daar mense wees wat die leer en tug van die kerk verstaan, wat Jesus Christus se heerskappy en gesag aan die gelowiges kan bedien, en wat leiding kan gee oor hoe gelowiges mekaar in die geloof moet opbou. En vir hierdie doel het Christus nie net aan alle gelowiges gawes uitgedeel nie, maar hy gee ook mense as gawes. Sommiges as apostels, ander as profete of evangeliste en herders en leraars. Aan hierdie mense het Christus die gawes gegee om sy gesag aan die gelowiges te bedien en om hulle toe te rus vir hulle dienswerk. Die voorgangers in die kerk, die ouderlinge, die predikante en die diakens is Christus se diensknegte wat hy aan sy kerk gee. Aan hulle draai op om die lidmate toe te rus, sodat hulle almal hulle offers kan bring. Met die offers wat die lidmate vir die Here en vir mekaar bring, is hulle besig om te bou aan die liggaam van Christus, sodat almal tot die werklike eenheid in die geloof en kennis van die Seun van God kan kom. En dan gebeur wat God met die vergadering van die gelowiges in een kerk bedoel het. Met die eenheid wat deur die gelowiges gehandhaaf word, verkondig die Heilige Gees deur ons dat daar net een God en Vader is en dat daar net een Verlosser, Jesus Christus is.
Geliefdes, as ons hoor wat God se bedoeling is wanneer hy alle gelowiges verplig om in die kerk verenig te wees, dan kan ons nie anders as om te bely dat dit teen God se wil is, as ons afsydig van die kerk sou bly, of ons van die kerk sou afskei nie. Ons doen nie net vir God daardeur oneer aan nie, maar ons beroof onsself van die genade en die saligheid, wat net in die kerk van die Here Jesus Christus is, omdat hy daar as die gekruisigde verkondig word. Kom ons roeping na. Kom ons bewys hierdie eenheid wat die Gees tussen ons gesmee het, om ook die wat nog buite die kerk staan, nader te trek, deur nederige, vriendelike liefde, vol geduld. Mag God ons deur sy Gees daartoe help. Amen.